Hallo julle, vandag is liever die podcast 'n bietjie anders as wat hy ander kere is. Ons is 3 dames wat pastoor JP en pastoor Dani is 'n podcast of potgooi gehijack het hierdie week. Want ons gaan 'n bietjie gesels oor ons dameskonferensie, Women Who Rise dameskonferensie van die naweek wat verby is. En ek is Mineke en saam met my is Louise en Ilse. dames, kom ons gaan sommer dadelik en ons bespreek 'n bietjie Vrydag aand. Vrydag aand het ons met worship begin. Louise, hoekom was dit vir ons so belangrik om ons konferensie af te skop met 'n worship sessie? Kyk, Mineke, ek glo definitief dat worship is ook 'n manier van oorlogvoering. En Ja. ons het vooruit gegaan met die worship en ons het begin en ek glo skanse is gebreek en mure is afgebreek wat in ons pad gestaan het vir hierdie naweek. En Definitief. ja, en dit was wonderlik, weet die dames hoe hulle oopgemaak het sommer op die eerste aand. So ek is baie dankbaar dat ons dit op so 'n manier kon begin. Is dit nie altyd 'n baie mooi prentjie as jy dink aan aanbidding? Jy weet daai perde in die oorlogtyd wat eerste uitgegaan het, die mense Ja. daar en just opening the first row. As ek dink aan aanbidding, dan sien ek dit in my mind. Dit is beautiful. En jy het so mooi in ons boekie, ons het 'n boekie gehad vir die naweek, het jy jou stukkie oor aanbidding wat jy geskryf het, is wanneer ek my leeg maak in worship, maak God my vol van hom. Vertel 'n bietjie vir ons, waar kom dit vandaan? Dis so mooi, Louise, en wat beteken dit vir jou? Ja, dit was my hart gewees vir hierdie vrouekonferensie van dat Rose hulle dit aan my genoem het. Net vir dames om te kom en hulle self leeg te maak voor die Here. En ook my getuienis van dit kon deel dat wanneer God jou leeg of wanneer jy jou leeg maak voor God, dat hy jou kom vul en hy jou kom volmaak. En ek het dit vergelyk met die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Dat sy haar laaste gegee het, haar laaste krag, alles wat sy gehad het om aan Jesus se kleed te raak, die soem van sy kleed. En hoe hy omgedraai het en gesê het, iemand het aan my geraak en hy kon voel dat daar krag uit hom uitgegaan het en dat sy genees was daarna. En ek glo dis net so in worship, dat wanneer ons leeg maak, kom vul hy ons met alles wat ons nodig het. En ons is reg vir die pad vorentoe. En dis tog wat ons dames nodig het. Ons het nodig om weer vol te raak, sodat ons kan wees dit wat ons moet wees vir die rondom ons. Want ons is gemaak as meer emosioneel as mans. So ons is baie liewer verhuil. En Yes. ek dink dit is so, daar's soveel dinge wat ons as vroue raak en omdat ons maklik emosioneel raak oor goed, is dit eintlik amazing om te weet wanneer jy jouself dan nou so op 'n emosionele wyse so leeg maak voor die Vader se voete en dat hy ons dan weer die vermoë het om ons weet op te vul. En ek persoonlik is worship vir my ook baie belangrik in my lewe, want dit is vir my, baie keer as mense nie eers meer weet wat om te sê nie, of waarvoor om te vra nie, dan is worship jou gebed. En Ja. Dis baie waar, ja. Ek remind myself altyd, worship is nie net die aanbidding of die oorlogvoering nie. Worship het selfs die kapasiteit om 'n siel tot redding te lei. As ek dink mense wat instap en dit hoor, daar's 'n trek soos 'n magneet en dis wat worship vir my is, nie net 'n manier van aanbidding nie, maar daar's krag in dit. Ja. En ons moet onthou dat dit Jesus se toerusting is en een van die tools is om self sy siel te kan red. Ultimately kom ons doen wat ons doen. Dis baie waar. Natuurlik. So dit ons nou oorgegaan van ons worship Vrydag aand en ons het Saterdagoggend die vrouens hier aangekom en ons het lekker gekoffie en toe het ons met ons oggendsessie begin. Ilse, wil jy nie bietjie meer vir ons uitbrei oor die oggendsessie en ons het 'n icebreaker gehad en hoekom dit belangrik is, hoekom is dit belangrik om veral met 'n klomp vrouens bymekaar. Hoekom is dit belangrik om 'n icebreaker te hê? Ek dink 'n natuurlike geneigtheid wat ons as vrouens het, sal is soos meer emosioneel wees, is dat ons vertrou dalk bietjie moeiliker as dit kom by die volgende dame en het sy jou rede is, en ons is dalk bietjie meer gereserveerd as dit kom by 'n sosiale byeenkoms, so oorweldigend, jy het gewonder, wat moet ek aantrek, hoe gaan ek lyk, gaan ek reg wees,
Jy weet jy sal reeds daai hele oggend deur en dan wat ook al jou huishouding behels. So nou kom jy hier en jy's half gespanne al klaar. En ek dink 'n ysbreker is 'n baie eenvoudige manier om daai momentum te stop en te sê okay. Ons kan lekker saam kuier. Ons kan lag as vrou en ons kan mekaar geniet in vrou wees. En dis wat dit vir my inbring. Ons het die naweek lekker opgedeel en ons het begin met fellowship. Ons het begin met mekaar bietjie ontmoet en te sien dat hierdie mense is veilig en ons kan nie so we can let our guard down. Ons is okay. So vir my is dit die rede van enige ysbreker en dan om die Heilige Gees daai kapasiteit te kan gee en te sê dat hulle is nou ontvanklik, want uit 'n natuurlike ding as ons gestres is, dan is ons maar minder op 'n plek waar ons sal sê dat ek bereid is om nou iets te ontvang, het sy wie ook al bedien, het sy wie ook al woord gee en of as iemand na jou toe kom. So dit was die gedagte. Ja, want daar was tog baie vroue wat alleen hier was wat nie saam met 'n vriendin nie was nie en wat ook nie deel is noodwendig van ons gemeente nie. En ek dink dit was wel 'n baie lekker ysbreker geweest. Dit was groot pret. Rose outdid herself. Verseker, dit En was ons weet ook nou almal waar ons links en regs. ja. So as enigiemand 'n baie oulike ysbreker soek met hulle, Rose het my gesê op Pinterest gaan soek vir 'n left and right stories. Sy sê daar's baie ysbrekers vir enige geleentheid kan jy net gaan kyk daar op Pinterest. Dis waar jy voor jou padaanwysings moet gee. daai ene. En dit het ons oorgegaan na 'n lekker kunsaktiwiteit. Louise, wil jy nie vir ons 'n bietjie uitbrei? Hoe was jou ervaring gewees met is jy kunstige mens? Is jy lief vir skep en verf en skilder, want ek dink dit is ook dalk 'n plek waar ons 'n bietjie party vrouens uit hulle gemaksone uitgevat het. Absoluut. Dit was vir my bietjie uit my gemaksone uit. Al is ek iemand wat verskriklik lief is vir inkleer en sulke goed, sal ek my nie self as 'n kunstenaar nou vandag noem nie, maar dit was vir my verskriklik lekker en ek het dit baie meer geniet as wat ek verwag het. Sure. En ja, ek dink as ek nou nie iets vooruit hardloop nie hele, maar ek raak sommer so opgewonde as ek dink waantoe die kunsaktiwiteit gelei het. Ja. En vir my was dit ongelooflik spesiaal. Ek het vanoggend nog met dames daaroor gepraat, oor die wonderlike woord wat ek gekry het uit my kunststuk. so ja, maar laat ek nou nie vooruit hardloop nie, dit was vir my ongelooflik lekker. Dit was 'n interessante sessie vir my ook om te sien hoe selfs die dames wat weet skrikkerig was vir en hulle wil nie, hulle ken nie verf nie, hulle ken nie kuns nie en ek dink ook ek hardloop dit dalk ook nog so 'n bietjie vooruit, maar een van my van die mooi getuienisse was dat 'n spesifieke dame nie eers sy wou nie verf nie. Sy wou dit nie en dit sy gesê dit sou nie daarvan nie en sy is profeties bedien op die einde van die dag en dit was daardie is vir my dis so powerful en lekker as ons mense so tussen die tafels deur beweeg het om te sien hoe die vrouens met mekaar gesels het en gesê het maar nee, dis beautiful en kyk hierdie kunstenaar hier langs my, want ek dink ek het nogal spesifiek vir die dames as hulle mag nie afkyk nie, maar dit was 'n lekker informele sessie gewees, maar dit het 'n doel gehad. Ja, absoluut. So Ilse, jy het na die kunsaktiwiteit wat die vrouens gedoen het jy ons in 'n sessie ingelei van ontdek jou plek. En dit het gegaan oor 4 verskillende temperamente. Yes, Mineke, dit een van my gunsteling goed nog altyd is om mense te kan help om te verstaan hoe hulle self werk. Ek dink baie keer is dit vir my lekker wees as ek 'n brein kon oopmaak en dit kon sien. Jy weet, as MRI's nie so duur was nie, dalk meer mense dit doen. En dan om daai te kan vat en te sê, okay, dis een ding om jou plek te verstaan of jou way of thinking, maar belangrik genoeg om die persoon langs jou te verstaan. Ons het altyd 'n vergelyking, jy kan nie kies saam wie jy gesit word nie. Jy weet, die wêreld is, iemand het, ek dink, Mineke, jy het my vertel van hoe dit 'n licorice pakkie is, en and there's all sorts of people around you. So, jy moet leer om met die volgende temperament te kan werk, want die volgende persoon is dalk nie so mature soos jy, in sekere aspekte nie. En is dit nie,
Pastor Dani het Sondag gepraat oor hoe dit mentorskap is. En ons is veronderstel om die volgende persoon te kan mentor in hulle swakker dele. 'n Voorbeeld te kan wees van wat 'n Christelike vrou is. So ek love dit om te kan sê, hierso is hoe jy operate. Hierso jy werk. Ons almal ken baie van die toetse. Ons het die een gebruik waar ons nou die 4 temperamente van sanguine, melancholic, choleric en dan phlegmatic. Baie mense ken dit as jou blou, groen, rooi en geel persoonlikhede. En dan staan nog 'n klomp goed. So daar's altyd 'n lekker byslaan. Dis maklik, dis nie 'n psigometriese toets nie, maar dit gee vir jou 'n idee. En die doel is dan om dit te vat en dan te sê, okay, maar hoe's jou man? Hoe's jou kinders? Jy weet, ons stamp koppe partykeer met daai een kind en ons verstaan nie wat gaan aan nie. Hoekom? Why always, ja. En jou man, jy weet, ons kan nie, hy doen altyd hierdie en jy kan, en dan sy dalk 'n melancholy en hy hou van beplanning. Hy check jou nie noodwendig op nie, hy wil net die tydsberekening vir die dag hê en so iets, en dan as jy dit vir hom vir die dag gee, dan is die res van die dag vir almal makliker, jy weet. So daar's soveel waarde om te verstaan hoe jy deur God aan mekaar gesit is en dan die volgende persoon. Want as jy dit verstaan, dan is dit moontlik vir ons om as 'n liggaam van Christus te kan operate. Ja, absoluut. Jy verstaan die doel van die aanbiddingspan. Jy weet, as ons daarna kyk, jy verstaan hoekom die beraader dink hoe die beraader dink, want sy hart is vir die mense, is vir hom lekker om te luister. Jy verstaan hoe dink die teacher. 'n Teacher is, in my opinie, jy sien hulle 'n myl ver, want daar's nie grys nie. Jy weet, hulle is presies wat dit moet reg wees, want hulle moet hierdie boodskap kan oordra. Ja. So, as ons hierdie temperamente vat en ons verstaan hoe werk dit, dan kan ons in ons gemeente, in ons families, die volgende persoon beter akkommodeer, en dan die belangrikste, besef dat jy is nie altyd reg nie. En daar's iemand wat dalk iets beter kan doen as ek en jy. So maak nie saak wat jou ding is nie, honor die volgende persoon, vir wie hulle is en hoe Jesus hulle aan mekaar gemaak het, en dan gee hulle plek in jou lewe om te kan jou te kan equip, om jou te kan beter maak. So, om terug te kom by wat my hart is met daai, toe Rose na my toe kom en sê, ons gaan hierdie doen, toe ek so, yes, ek het my lewe lank al hiervoor voorberei, ek kan vir 2 ure praat oor dit, maar dis omdat dit vir my lekker is, om te kan sien hoe mense hulle plekkie kry, en dan inskakel by die hele idee en die visie van die kerk, van, daar's 'n plek waar jy kan betrokke raak, daar's 'n plek waar jy Jesus kan beleef op jou manier, en dit is wat so eenvoudige ding soos hierdie toetsie kan doen vir my en jou, om uit te vind hoe pas ek in. Ek dink vir my die amazing ding is, ons 3 sit nou hier om 'n tafel en gesels, en ons is 3 heeltemal verskillende temperamente. Wat jy is Choleric, rooi, sanguine, geel, en jy is Ek was phlegmaties. phlegmaties is groen. Ja. Maar ek dink ook presies wat jy sê, ons is binne die liggaam van Christus. Hoe belangrik is dit vir ons om almal te kan saamwerk. Amen. En daarom dink ek is dit belangrik dat ons mekaar moet ken. Ja, en ook dat daar 'n plek is vir almal, nee. Ja. Niemand uitgesluit word nie. Dit is, Dis net so wonderlik vir my. En dit wat jy nou sê, Louise, dit pas nou so mooi aan by die volgende sessie. Wat my sessie was, waaroor ek gepraat het oor geloofsheldin. Ilse, wil jy nou nie maar so bietjie uitbrei oor wat het dit vir jou beteken, die geloofsheldin, en dalk verduidelik ons net 'n bietjie hoe dit aanskakel of inskakel by die temperamente en dan die geloofsheldin. So natuurlik doen ons nie hierdie net om te kan uitvind wat en waar nie, ons wil altyd Christosentries wees, so ons wil dit terugtrek na die skrif toe, en die idee was met die geloofsheldinne om te wys dat elke temperament, elke persoon met wie ons kan vereenselwig is daar, of elke vrou het iemand in die woord met wie hulle kan vereenselwig as vrou. Jy weet, jy het soveel keer vooraf opgestelde idees rondom hoe 'n vrou moet wees. En hierdie kan dieselfde by mans toegepas word, dis nie 'n uitsluiting nie, maar jy het gekom en vir ons kom wys dat daar is 'n Deborah
vir jou rooier persoonlikheid. Jy weet, daar's 'n Miriam vir jou persoon wat meer voel, wat meer in 'n emosionele deel of aspek van hulle hartjies is, jy weet, 'n melancholy. Ek love hulle, want hulle kan soveel uitwys in die mooi en die kuns baie keer, jy weet. En dan het ons 'n flegmatiese persoonlikheid, 'n Rit, wat die humbleness van Jesus net kom wys en sê dat ons het in die wêreld 'n stiefma of 'n skoonma so harde plek gegee. Daar is mammas wat kinders kry, en hulle gee hulle alles. Hulle gee hulle alles en dan om 'n kind te kan kry wat 'n flegmatiese voorbeeld is van wat dit sê dat ek honor jou en die plek en die opoffering wat jy gemaak het, bloed of nie bloed nie. Aangeneem, hoe ook al, daar is 'n mentor in daai kind se lewe. En hierdie persoonlikheidsaspek, ek wil ook nie vooruit gaan, hierdie karakteraspek, wat in Rit gevind is, het deurgekom en sy het hierdie gedoen, en hoe mooi verhouding is daar, tussen 'n nie bloed saamgestelde familie, wat hulle lewens verander het. En dan dink ek, wow, is dit nie amazing dat Jesus het elkeen van ons gebruik met hoe ons aan mekaar gesit is. As jy, hoe ook al, jy het 'n aspek van elke vier. Jy weet, ons het lekker gepraat daaroor en baie se tellings is uitskieters in een afdeling en dan bietjie minder in die ander. Maar jy kan sien dat jy bruikbaar is. En ek dink vir my uit jou sessie uit was dit presies dit. Jy het vir ons 'n voorbeeld kom gee in die skrif van elke persoonlikheid. So dit was vir my kosbaar, want maak nie saak waar 'n vrou op haar plek is in haar lewe, haar geloofslewe op hierdie stadium nie, kan sy weet sy is bruikbaar deur Vader en Jesus is lief vir haar en she's workable. So sy kan mee gewerk word en gebruik word vir die koninkryk van God. Ja, net soos wat sy is. Just the way she is. Ja, en ek dink vir my was my hart met dit was en die geloofsheldin was so, toe Rose ook vir my die tema gee en sê ons gaan praat oor geloofsheldin. En om te weet dat ons as vroue, as ma's, as mentors, hoe ook al waar jy jou plekkie het in vandag en al die balle wat ons in die lig moet probeer hou, dat ons besef dat jy's okay, want jy is nog steeds in wie en wat jy is, met alles wat jy moet in die lig hou, is Jesus lief vir jou, en hy het jou so gemaak en hy aanvaar jou, soos wat jy is. Amen. Ons het toe nou aangegaan na dit, na ons sessies waar ons woord en gebed, bediening en berading gedoen het, en die eerste ene was woord en gebed, Claudia, en sy, ek wil vir julle graag 'n stukkie lees wat sy in ons boekie ook geskryf het. Gebed en die woord van God is die fundament van ons verhouding met die Here en lei ons in die waarheid en in krag vir elke dag. Louise, wat het daardie sessie vir jou beteken? Wat het jy uit daai sessie uitgevat? Kyk, wat vir my eerstens wonderlik was, behalwe vir die feit dat ons almal lekker saam gehuil het die oggend, maar hoe dat Claudia gedeel het uit hulle eie ervaring en uit hulle eie getuienis. En dis vir my wonderlik, want baie keer hoor ons 'n storie of ons hoor 'n verhaal, maar hierdie is 'n regte vrou met 'n regte gesin in die regte lewe, wat ons sien elke Sondag en ons kan sê, wow, as dit met haar gebeur, dit kan met ons ook gebeur. En dis vir my wat wonderlik is van 'n getuienis. En hoe dat sy gedeel het, dat hoe hulle woord gekry het en amper dit nie geglo het nie, dit amper afgeskiet het, maar hoe God so getrou is, dat hy deurgekom het en sy woord kom waarmaak het. En dit het my so opgebou hier. Ek weet nie, ja, kyk, daar was eintlik so baie wat ek daar uit kon vat, maar vir my was dit so mooi. En dan ook, weet hoe sy in haar getuienis toe nou deurgebring het, dat wanneer ons begin loop met God se woord en ons leef uit God se woord uit, hoe dat dinge vir ons begin in plek val in die lewe. En dit het vir my baie beteken. Dit getuienis was baie powerful, en dit is presies wat jy sê, ek dink dit was iets relatable vir elke vrou in
in die gehoor. En ek absoluut. dink dit is moeilik om 'n getuienis te deel, want jy gee 'n stukkie van jouself. Sure. Dis waar. You're giving stel a dit piece reg. of yourself en jy's reg, ons het almal lekker saam met haar gehuil want maak nie saak hoeveel jare later dit is wat sy nou getuienis vertel nie. Mens kan sien hoe dit nog steeds 'n ongelooflike groot impak in haar lewe het. Dit is, en hoe wonderlik is dit, God se woord verloor nie krag nie. Maak nie saak oor hoe lang tydperk dit is nie. God se woord bly kragtig en dit bly Ja. staan. Amen. Absoluut. Ja, absoluut. Amen. Sy sê as jy praat van bly staan, sy het getuig oor Malinka en al die goed en dan dink ek dis 'n kind, so jy het hierdie generasie en geleentheid om te kan sien hoe Malinka groot word. Jy weet, en dit is 'n lopende getuienis van God se krag. Dit is nie iets wat daar gebeur het nie. Sy het hierdie absolute bewyse wat hier rondloop elke dag en ons het die geleentheid om dit te kan sien saam met hulle. A walking, talking testimony. En daar sy 'n running testimony. Toe het ons oorgegaan na bedien, na Catherine se sessie toe. Sure. Ilse, vertel ons 'n bietjie meer van dit. Ek het Catherine se sessie geniet rondom die power wat sy gedeel het in so 'n humbling 'n topic. Dit is lekker Afrikaans en Engels nou, maar om te serve word baie keer gesien as 'n ding wat benede is, as ons praat van die sekulêre wêreld. Jy weet, dis altyd ek is selfgemaak en ek is sterk en al daai, en Jesus kom en hy kom gee vir ons 'n teaching rondom wat serving regtig is. En sy het dit vir my baie mooi kom uiteensit en die hart saam met dit kom sit. Sy kom en sy het hierdie pragtige opening statement. Ja, dit was dit het vir my gevoel, ek het haar na die tyd gevra of was sy dalk in my huis een of ander tyd en het sy my rekord, want dit het soos 'n mineke op die verhoog geklink, wat probeer, sy's op die telefoon besig en sy probeer haar kinders, het jy klaar geëet, sit neer jou bord, dit was soos 'n ma, sy het dit, sy gaan 3 of 4 of miskien 5 kinders kan handle, dink ek. Definitief. So sy kom en sy vereenselwig so point aan met wat dit regtig is, jy weet, om as 'n ma te moet serve. En ek sit en ek luister en as ek so om my gekyk het, was daar 'n hele paar dames sommer vinnig in trane gewees. En sy kom met die deel wat ons as vrou 'n groot verantwoordelikheid het. Jy weet, ons werk is om ons mans te help. Ja. En om hulle te serve. En baie keer is daar 'n bietjie minder onsmaaklike deel wat by mense afgaan, want dit is al so deur die wêreld leeg gemaak om te serve of lelik gemaak om te serve. Maar dan kom sy en toe sy sê gaan was jou man se voete. Toe die trane daar, toe besef ek Ja. ons doen hierdie en sy het hierdie opening en dis presies wat dit is, maar wees humble genoeg soos Jesus en gaan was jou man se voete. Want dit is wat dit is. Gaan wees lief vir hom, gaan dien hom in die plek wat jy het in jou huis as vrou. Die voorreg wat ek en jy het. Want so 'n bietjie 'n side note, ons dink dit en dan wil ek sê, dames, wanneer ons praat van jou man dien, beteken dit 'n beskermingsfaktor wat ons het. Ons dien hulle want hulle beskerm ons. Dis wat dit is om in daai plek en daai plek in te neem in jou huishouding. Dis nie 'n slegte plek wat die wêreld dit uitgemaak het nie. Ek voel ek deel dit sommer net want ons is baie keer bang om dit aan te raak. Ja. Omdat vrouens seer al gekry het, ek glo genoeg rede, maar dit was vir my die lekkerste ding in my lewe en in my huwelik om te besef dat ek hoef nie dit te doen nie. Mineke, jy stel dit so mooi, ek het getrou sodat ek nie hoef die swembadpomp reg te maak nie. Ja, jy sê dit maar reg. Ja. Jy kan dalk en dit is goed want daar's 'n plek waar jy dit dalk moet doen. Jy weet, dit is goed om te kan sê ek educate, ek wil leer, ek wil inquisitive wees, maar is dit nie daarom maar soveel lekkerder om jou man te kan dien nie? Om te kan sê dat hierdie man wat sy hande baie keer stikkend werk vir my, is bereid om vir my en my kinders te kan doen sodat
sodat ek in 'n lekker bed slaap. Ja. Sodat ek hierdie geleentheid het en sy het vir my so mooi dit kom vasmaak met wat serving is rondom kinders en huishouding en wat 'n vrou in die samelewing is. Ek weet nie wat was julle Absoluut, en dit het vir my so mooi aangesluit by Pastor Dani se preek Sondag. Ja, Waar hy gesê het dat dit beteken nie jy is benede nie. nee. Dit beteken nie jy is 'n vloerlap nie. Dit is nie wat dit beteken nie. Maar dit is wat vir my is dit ook 'n voorreg. Dit is vir my ook 'n voorreg. En dan as ons dink, wanneer het Jesus sy disippels se voete gewas? In watter omstandighede het Jesus sy disippels se voete gewas? En dan is dit so 'n bietjie ek wil amper sê dit bring ons 'n bietjie terug orde toe om te besef, Absoluut. jy weet daai absolute humbleness. Dit was nie skoon nie. Nee, Dit was nie vandag se sepies en nee. En dit vir my, ja, dit was vir my ook 'n Catherine se sessie was vir my werklik baie powerful geweest. Ek wil ook graag daarbey aansluit, want ons praat nou oor dit wat minder mooi was, die vuil en daai, en ek dink in baie dames se lewens, ek dink nie, ek het dit besef met die vrouekonferensie, is dat baie keer is daar dames wat so seer gemaak is, veral in 'n huwelik. En wanneer jy kom by 'n punt wat jy sê, maar ek voel, ek is die een, my voete moet gewas word. Ek is nie eintlik die een wat moet voete was nie. En Catherine het iets baie mooi gesê. Sy het gesê, jy moet die verandering wees wat jy in jou huis wil hê. Ja. Jy verander die atmosfeer. En ja, kyk, dit is vir my baie kosbaar, want wanneer ons kom op daai plek wat jy voel, maar ek is seer gemaak. Ek is die een wat miskien opgetrap was. Ek was die vloerlap. Om nog steeds die moed en die krag te hê om terug te gaan huis toe en 'n verskil te gaan wees wat jy graag wil hê in jou huis. Nee, En ja, dis vir my hoendervleis. dis 'n geloofsheldin. Absoluut. dit is wat 'n geloofsheldin is. Ja. Presies dit. Absoluut. Om op te staan en jou entitlement neer te sit, Ja. want dis Ja. wat die wêreld baie keer 'n vroue skep. Ons is die koningin wat langs die koning sit. Jy weet, we crown him in our lives. En wanneer ons begin opstaan, dan sit jy daai balans uit plek uit. In enige aspek, het sy dit jou man is, het sy dit in die wêreld, entitlement is hoogmoed. En sy dit kom mooi sê dat humble yourselves. En dan dink aan hoe powerful vrouens dan is. Ons staan op en ons wil altyd sê women empowerment en al hierdie goeders en dit, en as jy my vra, is daai die krag van 'n vrou, is to set the atmosphere. As jy dink aan in jou huishouding, jou kinders tel onmiddellik op as jy nie okay is nie. Jy kan maak wat jy wil, Maak nie hulle saak hoe klein hulle is nie. maak nie saak, hulle gees is instant. En dan so ook jou man, hy weet onmiddellik wanneer jy nie meer toenadering gee nie, wanneer jy kwaad is. Wat ook hulle sê hulle sien dit nie, maar hulle doen. Ek is van die opinie hulle doen. En jy as vrou daai verantwoordelike, daai Spreuke 31 vrou om te sê dat ek kom en ek bring daai geestelike atmosfeer. If you want to be a warrior in that. In die gees, in dit, want dit is ons werk. Ek love dit. Jy het nou gesê aan Louise vrouens wat jy weet wat seer het. En die volgende sessie wat ons gehad het oor berading gegaan. En Colette het Pastor Colette Groenewald het gesels oor berading. Ek dink as jy vir ons net so 'n bietjie meer oor berading kan uitbrei, wat het jy uit daai sessie uitgevat en wat beteken berading vir vrouens? En hoekom vir 'n vrou wat in 'n vorige verhouding of in 'n vorige huwelik soos 'n vloerlap hanteer is of opgetrap is, waarom is dit vir haar belangrik om te gaan vir berading? Jy vat die eerste vraag vir my, wat is berading? Jy weet, ons persepsie, sy het twee goed vir my genoem wat mooi uitgestaan het. Eerste ding is ons wanpersepsie oor wat berading is. Ek dink die eerste ding is baie keer, dit is 'n aspek, maar dit is nie wat dit is nie net
demone uitdryf en bevryding doen en al daai nie. En ek dink baie keer is mense bang om te gaan want daar's 'n plek vir dit. Maar dis nie die hoof fokus nie. Die hoof fokus is om daai files wat sy van gepraat het, wat in ons minds is, te kan herorganiseer deur 'n beradingssessie. Daar's wat sy fliek se naam met al die emosies. Ja. Okay, daai een. Ek kan nog nie onthou nie. Dis vir my so Inside Out. Inside Out. Yes. Die animasiefilm. Ja, dis 'n animasie. So hulle het dit vir my on point. Al hierdie balletjies met al hierdie memories en goedjies en dit, en dis wat berading is. So jy kom en jy sê, hoorie, so ek sukkel om hierdie deel te kan verwerk, want dis tog wat dit is. En dis nie die shrink op TV wat ons sien en jy is koekies en het 'n klomp pille nodig nie. Gaan jy op die bank en jy gaan lê op die bank. Kyk, die banklê dink ek is lekker. Don't get me wrong, 'n bietjie te slaap, great. Maar berading kom en dit gee jou die geleentheid om net sin te maak van een of twee goed, hoekom jy nie dit kan bewerk nie. Dis daai mense se harte. As jy met hulle gaan praat, is dit. Dis ook nie om dit vir die res van jou lewe te gaan doen vir 600 sessies nie. Hulle wil vir jou 'n tool gee, equipment gee, om jou files weer te kan organiseer. As daar 'n brand gekom het in die huis en jou filekas het afgebrand, of jy het 'n lekker storm gehad en al die goed is everywhere, kom help hulle om dit van A tot Z weer bymekaar te sit. En is dit nie wat Vader doen nie? Hulle kom en hulle gebruik die Heilige Gees en hulle kom sit weer orde en struktuur in jou. Hulle help jou, nie hulle nie, want hulle kan dit nie doen nie. En hulle kom gee jou die geleentheid om te kan sê dat ek weet weer hoe om al hierdie goedjies bymekaar te kry. Ja. Dis nie 'n swakheid nie. Ek kry mense jammer wat so sterk is en daar's hierdie balans tussen wanneer is jy so sterk of wanneer is jy te trots om hulp te kry. Ja. Van die sterker persoon wat bereid is om met daai emosie, daai trauma te deel, is in my opinie die sterk persoon. En berading kom gee vir ons die geleentheid vir dit. En dis hoekom ek hou van geestelike berading, want jy sit God betrokke. Ja, in die healing process. Ja. Daar's mos nie 'n beter persoon wat dit kan doen nie. Ek dink ook die ding baie keer wanneer 'n mens seer gekry het, wat se berading jy ook al nodig het. Ek dink baie mense sit met 'n verwyte teenoor God en is kwaad en soek antwoorde van hoekom en waarom het hierdie met my gebeur? Waarom het ek hierdeur gegaan? En ek dink dit is baie belangrik om dan te gaan vir berading sodat iemand jou kan help om dit weer in perspektief te sit. En dat jy kan weet waar dit alles en waar jou healing vandaan kom, waar jou genesing vandaan kom. Want is hy nie die God van genesing vir ons nie, né? Hy is die gawes van genesing, praat die woord van. Ek sit baie keer en dink die mense het die vraag, maar waar was God gewees? En jou beraader is hy spreekbuis om vir jou te wys dat hy was nog steeds daar, soos in 'n gebroke wêreld. En ek weet nie altyd wat in die volgende persoon se lewe gebeur het nie, maar ek sê altyd dat God se woord sê, He never leaves us and He never forsakes us. Dit beteken met alles. So daar moet 'n manier wees vir my en jou om deur dit te kan werk. En dis wat berading is, om God te kan sien in jou trauma en te kan sê dat ek het 'n God wat dit vir my moontlik maak. Nie met my alleen nie, ons mors dit op. Hy kom en hy gee vir ons die onmoontlike en hy maak ons sterk. En then we can do it, do anything. Ons laaste sessie was jou sessie gewees, Ilse, die profetiese sessie. Dit was persoonlik my eerste profetiese bediening wat ek nog ooit by was, ja. So dit was vir my, wow, dit was vir my amazing. Ek wil graag hê, Louise, wat is jou ervaring deur Ilse se bediening? Ja, kyk, persoonlik vir my, die profetiese is altyd vir my hoogtepunt van enige konferensie of diens of waar ook al, want dit is net vir my persoonlik, dit stig my as 'n mens. Want
jy sien fisies hoe God werk, jy hoor sy stem en dis ongelooflik en kyk, Ilse, as ek dit vir jou kan gee, jy het dit so mooi en sensitief gedoen en ek wat nou bietjie vir jou gespeel het terwyl jy dit doen, jy weet, wat vir my mooi was, toe jy klaar was, het jy gestop en dit was genoeg, jy weet, en dis vir my wonderlik, ek is dankbaar vir die Here, jy weet, vir hoe die manier wat jy dit gedoen het, maar weet, daardie oomblik wanneer daar 'n profetiese woord uitgaan en jy sien onmiddellik die trane wat loop en jy weet sommer, kyk hierdie is regheid, hierdie is waar, hierdie kom van die Here af en wat ek ook kan sê oor die profetiese bediening is hoe mooi Rose dit ook gesê het dat jy het niemand uitgesluit nie. En ek dink vir elke liewe vrou was dit so kosbaar want soos Rose ook gesê het, baie keer dan wou sy ook al in haar lewe 'n profetiese woord kry en sy het nie en dan loop jy teleurgesteld uit, maar juis met ons kinds het elke liewe vrou 'n woord gekry op haar kinds 'n blaadjie waar daaroor gebid is en regtig waar weet uit God se woord aangehaal is vir elke liewe vrou en dit is ongelooflik. Dis kosbaar, so niemand het hier weggestap en gevoel maar ek is nie profeties bedien nie. Ja. Alhoewel daar spesifieke mense was waarmee Ilse self gepraat het en wat sy so ekstra kersie op die koek gewees. Ja, kersie op die koek. Maar dis baie waar, ek is dankbaar dat ons iets uit die naweek, die konferensie, en dis waarom ons die versstukke gedoen het. Ja. Sodat daar elke vrou met ietsie kan huis toe gaan, en dit by haar hou, en saamvat, en wanneer dit ook moeilik raak, verder in die week, of verder in die jaar, om te onthou, it's something to remind her, net ietsie om haar te herinner, aan die konferensie wat sy bygewoon het. Ilse, dit was vir my ook, ek wil sê, dit was vir my amazing om dit te sien, veral omdat dit my eerste profetiese bediening was wat ek bygewoon het. En dis presies wat hy sê. Jy het gepraat oor 'n granaat die naweek en oor hoe die oopbreek van die granaat, hoe dit die hart is en hoe dit ons hart is wat ons vir Jesus gee. Dit voel vir my in daai oomblik van profetiese bediening, asof jy ek het op 'n stadium vir jou gesê ook, ek het bevestiging oor die granaat gekry, en daai wat jy so voel, ek kan onthou as 'n kind, het ons 'n granaatboom gehad, en dit was baie lekker vir ons het raas gekry daaroor, maar dit was baie lekker om daai granaat te vat, en om so te druk, en dan voel jy, daar breek hy so oop, en dit voel vir my soos, met jou profetiese bediening, is dit asof ek gesien het, hoe daai vrouens se granate gebreek het, hoe hulle harte oop gebreek is. En dit was vir my so mooi geweest, want dit is my so aangesluit by jou vergelyking met die granate en wat die granaat beteken, en daai oopbreek en ons hart net uitstort by Vader se voete en dit by hom neersit. Is daar ietsie wat jy wil byvoeg oor die profetiese bediening en oor jou sessie? Ek dink my getuienis rondom hoe dit reg na dit toe opgebou het. Ek dink die eerste ding wil ek Rose honor vir die struktuur van die naweek. Jy weet, ons het almal ons giftings en ons deel en sy het kom praat en sy het vir ons elkeen hierdie structure kom gee. En sy sê toe en bedien profeties aan die einde. So dit het daar begin en sy praat en ons het idees die kant toe en daai kant toe en ek het seker 600 keer verander aan daai laaste sessie se woord. En ek kom want ek wil seker maak dat dit is wat die Here wou hê. Jy weet, jy wil dit nie mis nie. En ek sit met die boekie wat ons het en ek wil half sê die wat dit luister en iemand soek die boekie, kom al daai boekie by die kantoor. Because die krag in dit is ook vir my profeties. Al is dit dalk vir ons dames wat bedien het. Maar ek sit en ek kyk en die volgende oomblik praat die Here my oor wat is 'n profetiese woord en dis presies dit is om die geleentheid te hê om God se hart met iemand te kan deel in 'n tyd wat hulle nie weet hoe om rigting te kry nie. En ek sê dit mooi, hulle sukkel om God se stem te hoor. Hulle sukkel om dit van dit waarmee hulle struggle of dit is hulle clouded. So dis die doel van 'n profetiese woord. En toe ek
die foto's kyk wat jy gebruik het met ek op en ek sien hoe staan daai vrou met die granaat daar en ek is soos dit is die hart. Dit is Jesus se hart. Jesus se hart vir my en jou wat so oorvloedig is en dan hoe die vrouens se harte die naweek vir Jesus gegee gaan word. Vir my was dit he wants his heart to be given. Dan ons moes elkeen 'n geskenkie gee vir die vrouens, né? En ek het my geskenkie gaan kies want ek wou dit bestel en sou 'n tydperk gevat het en ek het 'n ding gevat en ek het dit bestel en ek het hartjie oorbelle bestel. Voordat ek die woord gekry het. Ja. En ek begin teen die naweek besef dat okay, Jesus, dankie, want nou weet ek. Nou is ek seker en ek is oortuig. En jy het baie gepraat van jou groen en hierdie dinamika en die release wat ons gaan hê oor die naweek en Jesus het met my kom praat oor die rooi en sy hart. Sy hart vir elke vrou en dat dit is wat hy wil hê ons moet doen. So, testimony, ek dink nie ek nie. Jy praat van dis die eerste keer wat jy die profetiese bediening doen. Dit was ek het al baie profeties bedien, mense bedien en dit, maar dit was die eerste keer wat ek die geleentheid gehad het om dit op so vlak te kan doen. Ongelooflike eer. Ek het na die tyd moes ek so 'n bietjie gaan sit en myself ground want soos Jesus het jy regtig vir my die geleentheid gegee om hierdie te kan doen. Ek kan nie meer spoiled voel nie. Regtig. En dan die goed so mooi by mekaar kom sit en die vrouens so kom bedien, want daar is nie 'n manier dat jy dit uit jouself uit kan doen nie. Nee. Daar's 'n verantwoordelikheidsin. So dit was vir my een van die ongelooflikste goed wat ek nog in my lewe gedoen het. Soveel soos wat daai vrouens bedien was, dink ek elkeen van ons in ons sessies was bedien gewees deur Jesus met die voorbereiding, met die goeders. So ek dink powerful, die naweek, he released his power over this weekend. En ons gaan nog soveel getuienisse glo ek hoor en mag die Here die profetiese woord wat elkeen gekry het sy uit die verfstukke uit, het sy uit dit wat ons persoonlik, want ek glo ek is nie die enigste een wat oor die naweek profeties bedien het nie, maar mag daai vrouens dit vat en koester in die tye wat ons uitstap uit so naweek en dit weer die realiteit is van die wêreld daar buite, want dit is die doel, om dit vas te hou om jou hoop te gee vir jou toekoms. Voordat ons afsluit, wil ek net gou hierdie sê, ek het dit eintlik al Vrydag aand besef. Louise, ons het nie eens gesê nie, en ek gaan dit nou sê, en ek gaan nou met jou brag op hierdie podcast van ons, soos Louise het haar eie liedjie geskryf. Dit is ook profeties, dit is profeties vir jou uitgespreek. Dit was dat jy 'n liedjie gaan skryf, en Louise skryf hierdie liedjie, en nadat ons hom gehoor het, is ek soos, ek kan nie glo wat ek nou gehoor het in die woorde nie, want die woorde en Louise het skrif aangehaal en ek is soos, ek het nie geweet wat Louise gaan doen in haar sessie nie. Ek het nie geweet watter skrif sy gaan aanhaal nie. En hoe Jesus gekom het, en soos altyd, he did not disappoint. Amen. Want op een of ander vlak, op een of ander manier, het almal van ons se bedienings by mekaar aangesluit. Ja. Want Louise het woorde gebruik van Jesus wat saam met jou stap, en die volgende oggend is ek soos, almal gaan dink ek het by Louise afgekyk, want dit is, ek het jy moes sê, Mineke, ek het dit eerste gehad. Jy het die bragging rights. En ek het my sessie afgesluit, die Saterdag met die skrif wat jy aangehaal het, uit Hebreërs uit. En Ilse, jy het ook die skrif gebruik. Dit is net vir my, en daar was my soveel bevestiging in dit gewees, dat daar iewers in elkeen se bediening was, iets wat aangesluit het by iemand anders se bediening, sonder dat ons werklik daaroor afgespreek het, nou oor gepraat het. Die hele dameskonferensie naweek het ons afgesluit met ons preek van Sondagoggend, Pastoor Dani se preek van Sondagoggend en Sondag aand met 'n baie mooi getuienis van hoop. En jy het nou ook verwys 'n bietjie na generations en die blessing wat daar geval het, of die getuienis van generasie tot generasie, hoe amazing dit was. Maar ek wil eers net vandag bietjie raak aan Pastoor Dani se preek van Sondagoggend, wat gegaan het oor
oor moederskap en 'n boodskap was wat spesiaal gebring is. Hy het so mooi in die begin gesê, hy gaan nie net met die vroue praat nie, hy gaan daarom met die mans ook praat, so hulle het nie verniet gekom nie. Maar sy boodskap was hoofsaaklik vir die vroue en vir die moeders en ek dink hy het dit so mooi aan die einde gesê dat moederskap mentorskap is en dat dit nie net vir die soos mamas is wat daar sit nie, maar enige mothers in the making wil ek amper sê. Louise, het jy 'n gedagte rondom Sondag se preek? Ja, wat jy wil Monica, ek wil deel? graag by jou aansluit. Ons het nou gepraat oor die vrouekonferensie dat niemand uitgesluit was nie. En hoe mooi het dit deurgetrek tot by die diens van Sondagoggend. Ja. Want soos jy nou sê, nie net is daar met die vrouens gepraat nie, maar met die mans ook. Maar ook elke tipe vrou. 'n ma, 'n ouma, soos ons nou gesê het, moederskap is mentorskap ook. Iemand wat dalk kinderloos is, iemand wat dalk nie haar eie kinders het nie. So mooi is elke tipe vrou, elke tipe ma ook ingesluit in dit. En dit was vir my kosbaar. Dit was baie mooi geweest en ek dink die boodskap wat pastoor Dani gebring het, 'n Sondag was profound. En daar was 'n oomblik in die diens wat pastoor Dani, en ek dink dit het vir baie vroue baie beteken, wat hy om verskoning gevra het, wat hy namens die manlike geslag vir dames gevra het, wat daar gesit het Sondagoggend. En hulle was dalk 'n slagoffer van waar 'n man homself nie gedra het nie en haar soos 'n vloerlap hanteer het en haar sleg hanteer het, want hy het so mooi verwys terug na die skrif toe. Wat hy gesê het is jammer dat daardie mans vergeet het dat God hulle as 'n mens geskep het en dat hulle vergeet het om soos 'n mens op te tree teenoor jou. Ilse, het jy 'n gedagte oor Sondag wat jy wil deel? Ek dink jy praat van sy verwysing na mans en mense wat hulle plek het in ons lewens as leiers en die mans ons mans as koning, priester en profeet van die huis. Jy weet, en dit is wat gebeur en ek dink dis wat hy probeer uitwys het Sondag is wanneer hulle waarde nie ken nie. Jy weet, dis nie ek staan op die oggend, ek dink geen man staan die oggend op en sê dat ek wil nou vieslik wees of so iets nie. Ek dink daar's 'n lack in identiteit, in wie hy is en sy verantwoordelikheid. En dan gebeur daai baie keer en ek dink pastoor Dani het geraak aan die mooi orde van 'n huishouding. Jy weet, Titus 2 vers 1 tot 10 praat rondom die struktuur, hoe die manne mekaar leer en lering gee sodat dat dit aanneemlik is vir die wêreld daar buite om lering te kan ontvang. So ons huishoudings moet dan goed lyk en daar's hierdie struktuur wat uiteengesit is. Die man is die hoof en dan die mamma kom en sy kom leer die kinders en doen hierdie versorging en alles. En vir die kinders en dan praat hy van die slaaf, hoe daar 'n struktuur is wat God vir ons in plek sit. En die vraag is altyd, maar hoekom 'n struktuur? En dis eenvoudig, want dis veilig. Dit bring 'n veiligheidsaspek en dan om verskoning te vra beteken dat daar 'n bietjie 'n balans uit die struktuur uitgekom, want iemand het nie besef wat dit is om dit te doen nie en hoe mooi daai struktuur kan wees nie. So ons praat van moederskap is mentorskap en ouerskap is mentorskap. En dan kan ons selfs dit verwys na daar waar ek nou gesê het, Rose kom en sy gee vir ons struktuur rondom die naweek en alles. Ons mentor dan aan die buitekant ook, vir die skrif praat van die jonger vrouens, jy weet die ouer vrouens met die jonger vrouens kom leer. En dis wat dit vir my is. So die oomblik wat ons praat oor hierdie mooi mentorskap en wat die impartation is, soos Paulus en Timoteus, dan besef ons die generasie wat volgende daai mooi kan kry. En so is dit dan vir elke man om daai te kan kry, om te kan verstaan dat jy het 'n ongelooflike mooi verantwoordelikheid.
soos wat Jesus is. Hy kom en hy vergelyk die mans met Jesus Christus. En hy sê, dit is wie jy is. Kom verstaan wie jy is. En dan gaan die res van die goed reg wees en jy gaan jou vrou en jou kinders in hierdie balans reg kry. En jy gaan 'n mooi huishouding hê. En dan gaan jou vrou so graag onder jou wil submit. Ons praat oor daai submission en dis wanneer dit so moeilik raak vir ons as vrou. Uit die naweek so mooi uitgewys dat daar is 'n plek vir ons om sterk te wees. Daar is 'n plek waar die Here ons kan gebruik met die persoonlikheid wat ons is, maar so is daar ook 'n veilige plek vir elke vrou onder haar man. En daai konsep moet ons verstaan as Christene, as huishouding, sodat ons aanneemlik kan wees vir die wêreld daar buite, om met gesag en autoriteit die woord en die gospel vir mense daar buite te kan uitgee. So vir my was dit 'n baie mooi omvang rondom Sondag en elkeen se spasie en plek weer waar elkeen 'n manier het om te kan waar ons inpas. Dit is 'n puzzle. Dit werk as 'n puzzle en ek wil dit graag sê want ek dink ek het daarna verwys ook Saterdag wat ek gesê het wat is ons plek of hoe is jy geloofshelde in jou gesin en ek het verwys na die kinders en ook na ons mans. En ek dink baie keer dat die woord onderdanig aan jou man wees, ervaar baie vrouens as negatief. Dit klink soos, jy sal en jy moet doen wat ek vir jou sê. Maar ek dink glad nie, dit is wat dit bedoel is om te wees nie. Dit is 'n safe haven. Dit is, in liefde onderdanig te wees aan jou man. En ek dink, daai is, dit sluit ook vir my mooi aan by die preek, want ek dink Pastor Ronnie het so mooi gepraat oor presies dit, ons plek, en dat ons is nie, en ek dink ook die punt wat ek uit diens uit geneem het, is dat ons is nie minderwaardig nie. Glad nie minderwaardig nie, maar dit is so mooi wat jy sê, Ilse, is dat daar is 'n struktuur. Ja. En onthou, struktuur bring orde. Absoluut, he is a God of order. He is a God of order. En ek dink dit is belangrik en ek dink nie dat dit in 'n negatiewe lig ooit gesien moet word nie. Jy pas mos op dit wat waardevol is. Nee, ja. As jou vrou vir jou waardevol is, dan wil jy hom ons oppas, jy wil op 'n skerm. Dis hoe hulle aan mekaar gesit is. En ek dink dit is waar die verskil in kom. Ons verstaan nie die waarde van elkeen nie. En dan meng ons daai struktuur op want ons wil uit onsself uit sterk wees. En ek dink Pastor Donnie het gesê ook, hy kan nie sonder sy vrou nie. Weet hy wil nie sonder sy vrou nie. En daar seker goed, hy wil nie sy 2 seuns grootmaak sonder sy vrou nie. En ek glo julle sal met my saamstem. Ek wil ook nie sonder my man nie. Nee. Ja, absoluut. Mense en ek dink daai is wat mekaar so mooi aanvul. En dit is hoe dit bedoel is om te wees. En ja, dan het ons Sondag aand afgesluit met ons aanddiens en Karen wat 'n amazing getuienis gehad het van, ek wil amper sê van conception af, dit wat deur haar ma gegaan het met haar swangerskap. Ja. En Ilse, nie Ilse nie, Karen, weet haar ervaring wat gebeur het toe sy 'n kleiner dogtertjie was en toe 'n jong meisie was en die getuienis deurgetrek het na hulle seentjie, Luke se vingertjie en daai dis soos dit was 'n amazing getuienis geweest en ek hoop Karen het weer 'n platform iewers waar sy haar getuienis kan deel met with the broader community, wil ek sê, want dit was bietjie in diepte gaan met een of twee van die spesifieke geleenthede. Miskien met ons vir Karen bietjie kry dat sy saam met Pastor JP kom gesels in 'n podcast. Ja, en so is dit lekker afgesluit Sondag aand en ek dink dit was 'n goeie afsluiting gewees om die naweek mooi bymekaar te trek. Dit was 'n ongelooflike voorreg, dames. Dankie. Ja. En ek wil vir Rose dankie sê. Rose sit wel hier by ons, maar Rose wil nie saam met ons gesels vandag nie omdat sy nie wil nie, want sy kies. Rose organiseer altyd alles vir ons. She's the mind. Dit is haar gifting is to organize. Maar ek wil sê vir Rose dankie vir die platform wat sy geskep het, nie net vir ons drie nie, maar
vir al die dames wat bedien het. En dit was 'n ongelooflike voorreg vir my om dit die eerste keer te kon doen saam met julle. En vir almal wat na ons podcast luister, moenie volgende jaar se Women Who Rise konferensie misloop nie. It's gonna be bigger en ek weet die Here gaan ons in oorvloed seën vir die jare wat kom. Vir hierdie konferensie gaan 'n jaarlikse instelling wees en hierdie was maar net the tip of the iceberg. Jy het dit vir Louise gesê ook. Vrydag aand. It's just the tip of the iceberg hierdie. Dis net die begin. So asseblief julle wat luister na ons podcast, gaan deel dit asseblief met jou vriende en familie. Dit sal ons baie beteken. En ek weet nie, dames, is daar ietsie op julle harte waarmee julle wil afsluit? Ek dink, ja, soos jy nou ook sê, Mineke, ons almal kan maar net terugkyk in dankbaarheid. Jy weet, soos ons ook nou gesels het, die voorreg om saam met dames te kon bedien, wat regtig die Here se aangesig gesoek het vir 'n naweek soos die. Wat 'n voorreg is dit. Absoluut. So ja, so van my kant af ook net 'n hart wat baie dankbaar is teenoor die Here eerstens en dan teenoor die dames wat saam met ons bedien het en elke vrou wat daar was. Ja. Jy weet, ons kan regtig terugkyk en sê die Here het met ons elkeen 'n plan gehad hierdie naweek en aan hom alle eer. Amen. Alle eer. All is glory. May we all be ending up in the hall of fame van dit wat ons aanpak in geloof. Absoluut. En ek wil sommer dan ook van hierdie geleentheid gebruik maak vir wie ook al luister na ons podcast. Ons mannekonferensie is ook op pad. Yes. En dit is die naweek van Vadersdag. Ek is nie 100% seker wat is die datum, 13de tot die 15de Junie. June, yes, Ja, yes. is ons mannekonferensie. As daar enige dame wat ook na hierdie podcast luister en kom kuier vir ons by die Lighuis Middelburg in Errowrand en ons het kaartjies beskikbaar vir die mans, want ek weet die mans se konferensie gaan so gebless wees soos wat ons in is. Amen. Maar sê, en dankie dat julle na ons geluister het. As I sit at your feet, this is where I want to be, in your presence, Jesus. With my hands held high, I want
daar gemaak, maar ek het maar aangegaan, maar so ook my mense hoor dit nie.